Ons praat so oor moeilike onderwerp in die laaste klopie week. Maar vandag is eintlik 'n lekker onderwerp. Nie 'n moeilike onderwerp. Ek wil vandag met julle gesels oor die vreugde en of blydskap binne in die kerk. Is jy bly om hier te wees? Hoor wat ek wil vra. Is jy werklik waar bly om hier te wees? Okay? As jy opstaan Sondagoggend, of as jy gaan slaap op die Saterdag aand, het jy vreugde wat jy binne in jou roer, om te weet, môreoggend gaan ek kerk toe gaan. Môreoggend gaan ek in die huis van die Here wees, en ek gaan 'n boodskap ontvang, wat net hy vir my kan gee. Amen. Maar partykeer is dit maar moeilik. Veral as ons opstaan en ons voel nie baie lekker. Of is dit nie so nie, series? Ja, partykeer, ons voel nie altyd dieselfde. Maar die ding is, as ek en jy onsself voorberei vir 'n Sondagdiens. Hoor nou wat ek sê, ek praat nou van die diens, want onthou nou, ons is wedergebore kinders van die Here. Ons is elke dag besig met die Here. Maar op 'n plek, as ons by mekaar kom in 'n plek, of by 'n plek, of buitekant, maak nou nie saak wat nie, so is ons deel van die koöperatiewe salwing. Met ander woorde, dan is ons eendraagtig, veronderstel om te wees, eendraagtig en eengesind by mekaar. Hoekom moet ons eengesind by mekaar wees en hoe moet ons eengesind by mekaar wees? Is ons moet konsentreer op wat die Here vir my en jou wil gee. Dit is wat dit is. Dan help dit nie ons sit en ons sê, ja, maar hoor, hierdie ding is nou nie lekker nie, en nou worry ek oor dit, en nou dink ek aan die ding, en nou dink ek aan daai ding, en so is. Ons moet gefokus wees op die dinge van die Here. Hoekom sing ons voor die tyd? Sê vir my om te dink. Ek dink 'n groot ding van die sing is, en ek veralgemeen, daar is mense wat kerk toe ry, wat ry tot in die kar. En een van die doele van sange is om jou gefokus te kry op die Here, want as jy inkom en jy was nie gefokus op die Here nie, jy het byvoorbeeld dan met die kar, is die sange veronderstel om jou binnekant, jou sielskant, jou geesteskant te kom sinkroniseer met die Here, sodat jy kan hoor wat die Here vir jou sê. Amen. 100%. Dit is so, stem julle saam, waar ons kom en ons sing voor die tyd. So, dit is lofsang en prys en worship wat ons opgee, en ons gee dit vir die Here. En ons vra baie keer, dat dit 'n lieflike reuk in God se aangesig sal wees, om daai lofsange en daai prys dit te kan vat, dat hy kan nie dankbaar wees, en dat hy dit as welwillend kan ontvang. En dat ek en jy onsself van al ons gemors wat ons deur die dag dink en deur die nag of whatever, so laat ons onsself kan skoonmaak van dit. En onthou nou, elke dag is veronderstel om 'n dag te wees saam met Jesus Christus. Nie net Sondag. Elke dag. Word ons kwaad vir mekaar? Natuurlik word ons kwaad vir mekaar. Word ons kwaad vir ander mense? Ja. Voel ons partykeer ongelukkig? Ja. Maar ons moet bly wees, luister, ons moet bly wees in die Here vir dit wat hy vir ons gedoen het. Dank sy die Here. Dank dat hy dat die Vader vir Jesus gestuur het, dat ek en jy in 'n genade tydperk kan wees, wat ons vergifnis kan vra vir ons sondes. Onthou, eendag is daai
is daai tydperk verby. En dit hoef nie te wees net eers as Jesus kom. Hoor jy wat ek sê? Dit hoef nie te wees net eers as Jesus kom. As jy nou jou laaste asem uitblaas, is jou tyd verby. Tyd vir keuses maak. Kom ons kyk. Die kerk moet bly wees in die verlossing wat deur Jesus Christus se getroue lewe en dood en deur die krag van sy opstanding teweeggebring het. Selfs in teëspoed ken gelowiges die vreugde van Jesus Christus. Wie het al swaar gekry? Kom, wie het al swaar gekry? Ons almal man. Ons almal het al swaar gekry. Maak dit van jou beter mens. Dat jy is nie nou hakel nie, hè? Dit maak vir jou beter mens. Hoekom gaan ons deur trials en tribulations? Om die goud in ons uit te bring, om die gemors wat binne in ons is te verbrand en laat net die suiwerheid daarso oor is. Dit is wat dit is. Dit is wat Jesus vir ons gedoen het. Kom ons kyk. Die grootste vreugde wat ek in my lewe, wat ek persoonlik in my lewe ervaar, is die vreugde oor die koms van Jesus Christus. Kom ons kyk, Lukas 8-11. Hy sê daar was herders in dieselfde landstreek wat in die oopveld gebly het en in die naborende skape wag gehou het. En met een salaar engel van die Here by hulle, en die heerlikheid van die Here het rondom hulle geskyn en groot vrees het hulle oorweldig, want dit is die eerste keer in hulle lewe dat hulle so iets aanskou het. En die engel sê vir hulle, moenie vrees nie. Elke keer as iemand met 'n engel, of 'n engel aan iemand verskyn, dan sal die engel sê, moenie vrees nie. Elke keer, moenie vrees nie. Hy sê, moenie vrees nie, want kyk, ek bring vir julle 'n goeie tyd van groot blydskap, wat vir die hele volk sal wees. Dat vir julle vandag in die stad van Dawid gebore is die saligmaker wat Christus die Here is. Dit was die beste ding wat ooit met my en jou kon gebeur het. Dat Jesus vir my en jou gebore is. En dat Jesus vir my en vir jou gesterf het. Dat Jesus vir my en vir jou weer opgestaan het. Is die beste ding wat met my en jou in ons hele lewe kon gebeur het. Die tweede beste ding was, die dag toe jy tot wedergeboorte gekom het. Want onthou, Jesus het 2000 jaar gelede al, het hy sy lewe opgeoffer. 2000 jaar gelede al. Terwyl ek en jy hom nog gehaat het. Maar hy kom en hy verlos vir my en jou van ons sondes. En hy gee ons die ewige lewe. Die ewige lewe in die sin van ek en jy kan ons sondes vir God neerlê, vir Jesus in die naam van Jesus Christus neerlê en ons sal vergewe word. Mits ons ander wat teen ons skade gedoen het en so laat ons hulle kan vergewe. Kom ons kyk vreugde as 'n kenmerk van die koninkryk van God, Galasië 5:22. Kom ons kyk wat is daar. Maar die vrug van die Gees is wat? Lees hom by nou. Liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Is dit nie amazing? Dit is wat ek en jy kry, die dag, daai goed kry ek en jy die dag, as ons tot wedergeboorte word. Dit is vir ons 'n vreugdevolle dag, want op daai oomblik daarso, is daar iets wat binne my en jou verander, wat ons nie verstaan het nie, maar wat daar 'n blydskap binne in my en jou is, dat ons weet, omdat ons weet, ek is gered deur die bloed van Jesus Christus.
Amen. Amen. Ek weet ons verstaan nie daai woorde alles nie. Ons pas hulle nie toe nie, van al die laaste ene, né? Daai lankmoedigheid en die selfbeheersing. Ons verstaan dit nie. Ons verstaan, nee Monica, ons verstaan dit nie lekker. Hy selfbeheersing is 'n moeilike ding. Moeilike ding. Jesus het ook beloof, Jesus Christus beloof het aan sy disippels, kom ons kyk Johannes 15 vers 9 tot 11. Hoor nou daarso. Hy sê, soos my Vader my lief gehad het, het ek julle ook lief gehad. Bly in hierdie liefde van my. Dis dit amazing. Bly in hierdie liefde van my. Hy sê, as julle my gebooie bewaar, sal julle in my liefde bly. Ek wil ons moet mooi luister na hierdie skrif. So net soos ek die gebooie van my Vader bewaar en in sy liefde bly. Wat is die gebod? Kom, wat is die gebod? Nee, jy moet die Here jou God lief hê. Met jou hele hart, met jou hele siel, al jou maag, al jou krag, met jou hele verstand, met elke weefsel binne in jou. En die tweede een, dis die tweede ene wat gelyk is aan die eerste ene is wat? Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En Jesus sê, hy sê net soos ek die gebooie van my Vader bewaar en ook in sy liefde bly. Volgende een. Hy sê, dit het ek vir julle gesê, dat my blydskap in julle kan wees en julle blydskap volkome kan word. Luister, as jy die hele dag met 'n gemoedsbevoederde gedagtes rondloop, het jy blydskap in jou? Nee, jy het nie. Okay? Hoor nou, stop om raak. Ken jy die Here? Antwoord my nou. Ken jy die Here? Okay? Nou as Jesus nou sê, my liefde sal in jou bly en my blydskap sal in jou bly. Hoe kan ons blydskap in ons hê in Jesus Christus as ons die hele dag gemoedsbeswaard is? Hallo? Ons kan nie. As die woord van die Here vir ons sê, werk al jou bekommernisse op my, ek sal vir jou sorg, ek sal vir jou uitkoms gee, ek sal vir jou antwoord gee, ek sal vir jou uitweg gee. Waarso? Hy sê die volgende, hy sê want die vyand, die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu, kyk wie wag, wie hy kan verslind. Het jy al gedink met al die worries wat jy het, of het een haartjie van jou iets sal aan? Nee. Hoekom nie? Want ek en jy is nie in beheer nie. God is in beheer. Maar ons het keuses om te maak en ons het die vermoë om 'n keuse te maak. Ons kan 'n keuse maak om te sê, ek weier om hierdie ding wat hier gebeur vir myself te vat. Ek wil dit nie hê nie, ek skuif dit van my af. Ek wil nie dit aan my hê, ek wil dit kan nie vaspak aan my nie. Ek wil dit nie hê nie, ek wil in die liefde en in die blydskap van Jesus Christus lewe. Dis maklik gesê, makliker gesê as gedaan, maar dit is moeilik, maar dit is moontlik. Dit is moontlik. Is dit nie Johnny? Dis moontlik. Dis moontlik. Want dat ek vir sê, onthou nou, hierdie 3,5 pond grys breinmassa tussen jou linker en jou regter oor, dis daar waar jy duiwels inlaat. Of daar waar jy God inlaat. Dit is daar. En ek en jy onthou, ons het 'n keuse. Ons God is nie maar 'n kappermas waar jy net meester om ons net so te maak. En so te maak en hy moet ons wat ons wil, ons het ons eie keuses en ons het ons keuses reg beoefen en reg kies. Amen.
Ons is in die blydskap van die Here. Vreugde onder gelowiges, ons kyk Handelinge 2 vers 46 tot 47. Hy sê, en dag vir dag het hulle eendragtig volhard in die tempel en van huis tot huis brood gebreek en hulle voedsel met blydskap en eenvoudigheid van hart geniet. Hoor daar wat die vroeë kerk gedoen het. Dit is wat hulle gedoen het. Volgende ene. Hy sê terwyl hulle God geprys het en in guns was by die hele volk en die Here het daagliks by die gemeente gevoeg die wat gered is. Hoor daarso, is ons vandag eendragtig hier by mekaar? Is ons eendragtig by mekaar? Nou hoe gaan ons maak om ander mense wat ongered is, hier te kan kry? Maar ons is te skaam om te praat. Ja, hoor wat ek sê, ons is te skaam om te praat. Want ons wil die hele tyd, as ons praat, wil ons die hele tyd net baklei. Koop, sê nou vir my ek lieg, koop. Jerry, is dit nie waarheid nie? Ons wil die hele tyd raas en praat, ons wil die hele tyd baklei. Ons is seker so groot geword, nee. Dis moeilik, man. Dis moeilik. Dis moeilik. Wanneer gaan ons mense kry? En hulle gaan haal. Hoor wat ek vir jou sê. En hulle gaan haal sonder om te praat. Hoor wat ek vir jou sê, sonder om te praat. Partykeer moet mens praat, partykeer moet mens hard praat. Maar wys vir my die vrug van jou lewe. Dan weet ek of jy 'n kind van die Here is of dan nie. Of jy net 'n bombak is. Kom. Ons kan ons nie vir elke bak tel nie. Kom nou, ons kan dit nie doen nie. Is ons nie veronderstel om vrede in ons hart te hê in Jesus Christus nie? Blydskap, vreugde, en daai long suffering, daai langmoedigheid, dit moet tog so uitgerek word. Hoekom word ons so vinnig kwaad? Ek gaan vir jou sê wat, ek gaan jy nou weer hoor. Hoekom word ons vinnig kwaad? Nou wil julle my nie antwoord nie. Nee, dit hang niks af. Dit is niks van 'n afhangpunt daarso nie. As jy bekommerd sê, kom. If you worry, you die. If you don't worry, you also die. So why do you worry? Maar is op baie makkelijk gesê as gedaan is nie. Baie makkelijk. Nee, ons is so stupid. Ons is so, ons is lekker stupid. As daar probleme is, staan net terug. Jy wil gaan fight en te kere gaan en almal net wil slaan en skel en alles. Staan net terug, los dit, staan net terug. Want jy het die vrede en die blydskap van die Here Jesus Christus binne in jou. Staan net terug en sê vir jouself, sê net, Here, ek weet, hierdie ding wat nou hier gebeur, is nie veronderstel om te gebeur nie. Kan jy dit nie, ek gee dit vir u, sorteer jy dit uit asseblief, want die fight, luister, die fight is nie tussen my en die Here en die my en die Satan nie. Dis nie waar die fight is nie. God is in beheer, man. God is in beheer. Gaan ons deur trials en tribulations gaan? Ja,
maar dan word ons gebrei. En ons word sterk gemaak, vir wat? Vir dinge wat gaan kom. Dit is dit is wat trials and tribulations is. Dan kom ons en ons verstaan nie, hoekom kry ek elke dag so swaar? Hoekom dit en hoekom sis en hoekom so? Moenie worry daaroor. Al jy asem. Wees vir my. Hoor jy, het julle vanmorgen gestort? Gebad? Hoe jy daar altaar geword, gesig gewas? Goed, dan is dit ons nou een blessing, is dit nie? Kom nou, as dit een blessing. Hoekom moet ons worry? Ek wil jy sê, hoekom moet ons kies om te worry? Ons maak die keuse om te worry. Want ons gee nie, as daar bekommernis is, ons trek het vir onsself aan en ons gee nie daar bekommernisse vir die Here terug, want hy sê vir ons, ek gee dit vir jou. Ek wil dit hê, gee dit vir my. Ek sal vir jou sorg, ek sal vir jou uitkoms gee. Ek sal vir jou antwoord gee, man. Come on, kan ons nie net terugstaan en sê, Here, U is die wat die eerste wat die wonderwerke doen. Ek gee alles net vir U. Ek vat net in Korea, ons uit die sakkie vat en sê ons gee dit vir die Here, maar as ons nou tot al wegstap, dan vat ons die sakkie die saam. Ons moet dit los. Want toe net sê baie keer vir my, ek worry. Kom, is dit nie so lief? Ja, ek hoor nie. Ja, my man is so net worry namens jou. Ja, daar sê, dit gebeur. Dit weet ek presies hoor. Ja, maar jy weet, daarom ook sin. Gee dit nou ook vir die Here. Ja, sy doen dit al. Ja. Amen, halleluja. Vreugde word ervaar in verhouding in 'n verhouding met Jesus Christus. 1 Petrus 1 vers 8 tot 9. Hy sê, vir wie julle al het julle hom nie gesien nie, ons het nie vir Jesus gesien nie, ons ervaar hom, maar ons het hom nie gesien. Hy sê, tog liefhet in wie julle, al sien julle hom nou nie, tog glo en julle verbly met 'n onuitspreeklike en 'n heerlike wat? Blydskap. Ons moet kan juig en ons moet kan jubel en ons moet kan vreugde wil in ons hê. As ons hier in hierdie dorp invaar en Checkers toe gaan of waar ook al en nie met sulke suurpruim viestelike gesigte rondloop nie. Want toen ek was gister saam met die Checkers soetjes. Wat het jy vir my gesê? Toen hy vir ons so gestaan gesels het. Ek weet nie, jy het in 'n ander taal gepraat, so ek het net wat sê jy nou? Okay, it's all right. Maar ek hou daarvan om mense ek hou daarvan om mense goed te laat voel. Hoor jy wat ek sê? Beter te laat voel. Maar die Here het vir my gesê ek het nie geweet wat om te doen. Toe ek vir die Here vra, maar Here, ek weet nie hoe om met mense te werk. Ek weet nog soos hoe om met mense te werk. Ek weet. Maar toe sê die Here vir my, as jy by iemand kom, sorg dat die persoon beter af is, sy gemoed, gevoel, daai, beter af is, as jy wegloop, as wat voordat jy hom of haar gekry het. En dit is wat ek doen, ek hou daarvan, dit is vir my lekker. Dit is vir my lekker om dit te doen. Ek voel nie altyd so goed nie, hoor my mooi te sê. Dit gaan altyd goed met my, maar ek voel nie altyd so goed. Maar as ek met mense in aanraking kom, dan weet ek moet dit wat binne in my is, moet ek kan deel met die mense wat om my is. Amen. Amen. En die einddoel van julle geloof sal julle die saligheid van julle siele verkry. Kom ons kyk, vreugde wat deur bekering ervaar word. Nou, kom ons kyk Handelinge 16 vers 33 tot 34. Hy sê, en in dieselfde uur van die nag het hy hulle geneem en hulle wonde gewas
en hy is onmiddellik gedoop, hy en al sy mense. Sê, toe bring hy hulle in sy huis, en sit hulle maaltyd voor, en hy het hom verheug met sy hele huisgesin, want hy tot geloof in God gekom het. Wie kan my vertel wat die storie kom? Is daar David? Daar toe in die gevangenis was, wat het gestel in Kaderla? Amen. En die centurion wat nou daar so was, wat die beheer was van die tronk, en toe die werk en die goed alles opgaan, en die ouwe so boeie alles af is, en so hulle daar in die donker gesit, en toe sê, toe hy wil hy op sy swaard val, toe sê Paulus van, nee, moet nie waarin, ons allemaal is nog steeds netjies van. En dit is wat toe nou gebeur het. Dit is sulke dinge wat God doen. Come on, mense, dit is sulke dinge wat God doen. Kom ons kyk. Vreugde wat self in teëspoed ervaar word. Kom ons kyk, 1 Petrus 4 vers 12 en 13. Hy sê, geliefdes, verbaas julle nie oor die vuurgloed van vervolging onder julle wat tot julle beproewing dien, asof iets vreemds oor julle kom. Jy hoor dat, asof iets vreemds oor julle kom, of wat net vast, jy kan volgende keer ons in sak nie. Hoekom is daar wat gebeur met ons as ons deur trials and tribulations gaan? Wat gebeur? Die heel eerste ding wat gebeur is ek en jy word ongelukkig. Kom, ons word ongelukkig. Hoekom moet dit nou met my gebeur? Wat het ek gedoen om dit te verdien? Wat het jy gedoen om dit te verdien? Jy is in 'n sondige wêreld ingebore, man, jy is 'n deel van 'n sondige wêreld. Dit is dit wat gebeur. Die tweede ding wat gebeur is, ek word kwaad vir dit wat gebeur. Die derde ding is, as daar iets gebeur, en byvoorbeeld ons het nie finansies in daai klas van dinge nie, dan word ons bekommerd. Dan begin ons stres. En dan kom ek weer terug. Sit al jou bekommernisse op my. Ek sal vir jou sorg. Ek sal vir jou uitkoms gee. Ek sal vir jou alles gee, man. Los dit net in my hande. Want as jy dit nie doen nie, dan gaan die vyand kom en hy gaan kom slaag, steel en verwoes en hy gaan vir jou daai bekommernisse 1000voudig vermenigvuldig en jy gaan al hoe meer bekommerd wees. En bekommernisse en onvergifnis is 'n siekte soos wat kanker moet vreet. Dit is wat gebeur. En ek en jy kan dit nie toelaat nie. Ons mag dit nie toelaat nie. Kyk daar, so hy sê, en met heerlikheid en met blydskap het hulle gejubel. Man, dit is awesome. Vreugde wat die apostels ervaar het, kom ons kyk, Romeine 16 vers 19, ek is amper klaar. Hy sê, want julle gehoorsaamheid het algemeen bekend geword, hoor daar, gehoorsaamheid aan wat en aan wie? Aan die Here, die weg, aan die weg van Jesus Christus. Hy sê, want julle gehoorsaamheid het algemeen bekend geword, daarom verbly ek my oor julle, en ek wens dat julle wys mag wees teenoor wat goed is, maar onskuldig is teenoor dit wat sleg is. Vreugde as gevolg van die gelowiges se liefde en besorgdheid. Kom ons kyk 2 Korintiërs 7 vers 7. Hy sê, en nie deur sy koms alleen nie, maar ook deur die troos waarmee hy oor julle getroos is, deurdat hy aan ons berig gebring het van julle verlange, julle verdriet, julle ywer vir my, sodat ek my nog meer verbly. Hoor daar so sê. Hy sê, Paulus was bly gewees oor dit wat besig was om in die kerk van Korinthe gebeur het. Hy was bly, hy het homself verbly. Dit is as gevolg van gelowiges wat by mekaar gekom het en as gevolg van mense wat tot wedergeboorte gekom het. Kom ons kyk en ek sluit af Filippense 1 vers 4 tot 6. Blydskap as gevolg van gelowiges se vernootskap in die evangelie.
Hoor daar wat sê. Hy sê, en ek bid altyd in al my gebede vir julle almal met blydskap. Nie gedwonge nie. Hoe bid jy vir iemand anders? Hoor wat ek vir jou sê. Hoe bid jy vir iemand anders? Jy weet nie wat skinder onder gebed op, nee. As ons so by mekaar kom. As ons so by mekaar kom. Here, help ons daar die sannie, want sê, jy moet dit gedoen en dit gedoen en dit gedoen en dit gedoen, weet niemand anders van die goed af so nie. Jy weet precies wat ek wil praat. Daai type dinge. Dit is nie veronderstel om so te wees. Klaar, daar sê, en ek bid vir julle, ek bid altyd in my gebede, al my gebede vir julle, allemaal met wat? Met 'n swaar gemoed, nee. Met blydskap. Want ek is bly, dit gaan goed met julle, en as dit nog nie goed gaan met julle nie, is ek bly dat dit goed gaan met julle. Dit is dit. Volgende ene, hy sê oor julle gemeenskap aan die evangelie. Wat is die evangelie? Die blye boodskap. Wat is dit? Jesus het gekom om vir ons sondes te sterf, maar hy lewe. Hy het opgestaan. Hy sê van die eerste dag af tot nou toe. Laat julle sê, hy sê omdat ek juis hierop vertrou. Daai wat hy nou vertel het, dat ek juis hierop vertrou, dat hy wat 'n goeie werk in julle begin het, hy, hoofletter, Jesus, wat 'n goeie werk in julle begin het, dit sal volëindig tot op die dag van Jesus Christus. Hoor nou, dit sal volëindig tot op die dag van Jesus Christus. Want hoor wat ek vir jou sê, jy kan hardnekkig wees, net soos wat jy wil, maar die werk wat God in jou begin het, nee, sal hy nie laat staan, totdat dit nie volëindig is. Totdat dit nie voltooi is nie. Ek het nog werk in my om te doen, jy het nog werk in jou om te doen. Because why? Jy het nog nie geryf nie. Ek het jy nog nie geryf. Dit is dit. Amen. Ek iets getuig. Asseblief. Familie van ons. Familie van ons is word eendag beskuldig dat hy geld gesteel het. Toe ons dit hoor, sê ek en Letitia vir mekaar, dit is nie moontlik. Daar is nie bedier wat daai van geld vat. En hy word so bier afbetaal, hy word laat gaan, hy gaan huis toe, almal praat met ons, sê, hoor nie, maar staan op, sê vir hulle, jy dit te doen. Los dit. Hy begin toe nou al ander werk soek en alles. En ons bid, en ons vraag maar die Here wat is. En die ander ou kom daar af. Dis 'n raad wat sit hier, hy kom, hy is deel van die raad wat die ou fire. En hy kom daar aan, hy sê vir hulle ook, hy sê, luister, hierdie wat het groot voorbeeld groot geword. Daar is nie bedier wat hy 'n sent wat iemand sal vat nie. Die ou kry sy werk terug. Aan familielid vir ons kry sy werk terug. En dit is later uitgekom, hy is onskuldig. Iemand anders het. Maar hy het nie bekommerd gewees nie. Hy het aangegaan. Laat jy bekommerd is oor op die Here toe. Amen. Hy sal sorg. Amen, dankie Sankie. Wat 'n kragtige getuie is daai nie. Ek is nie ge-worry nie. Ek weet mos ek het nie die geld gesteel. Wie is aan my kant? Wie is aan my kant? Waar is my? Daai ander het moeilikheid hê. Ek het moeilikheid hê. Wie is aan my kant? My Jesus is aan my kant. Die Here is aan my kant. Oh, halleluja.
Vader Here, ons loop en ons prys U wonderlike naam, wat so voorreg is om net met hierdie woord te kom bedien, Here. Ons vra Vader dat die Heilige Gees die naprediker sal wees van hierdie woord wat jy uitgegaan het vandag, Here. Dit is ook net so amazing, Here, vir U wat die boodskappe so, vir die boodskappe so gee, Here. En ek loof en ek weet die wonderlike naam. Ek vra Here net dat U met ons sal wees. Dat ons blydskap in U kan hê. Wat soveel groter sal wees as enige ander bekommernis in ons lewens. En so Sakkie wat nou getuig het op Here van my familielid van hom, wat nie geworry het, wat het geweet, wat het nie gedoen. Sy werk teruggekry, Here. Ons loof vir ons Here daarvoor. Dankie my Here. Die Here sal jou seën en hy sal jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en jou vrede gee. So moet in my naam die kinders van Israel hê, ek sal hulle seën en by hierdie seën vra vir die Here om ons te seën met sy goddelike seën. Ons grondgebied, ons geestelike grondgebied sal vergroot en die onheil van ons sal al wegvee voordat dit ons tref. Dis my gebed in Jesus naam. Vir iedereen elke vandag. Amen en amen.